Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te mag wees. Dankie dat ons u kan loof en prys, dat ons kan weet, u is so groot en u is so almagtig. En u wat so groot en almagtig is lief vir my, is lief vir elkeen van ons. Sien ons raak en het 'n afspraak vandag met ons, 'n baie, baie spesiale afspraak. Here, help ons om toe te laat dat U ons lewe kom verander. Help ons om te luister. Help ons om onsself op te stel vir dit wat U vandag in ons lewe wil kom doen. Dankie, Here, dat ons voor U mag wees. Dankie vir U liefde en U genade. Amen. Kom ons lees 1 Korintiërs 1 van vers 1 af. Van Paulus. Deur die wil van God geroep, wat deur die wil van God geroep is, om 'n apostel van Christus te wees, en van die broer Sosthenes, aan die gemeente van God in Korintië, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het, om aan hom te behoort. En verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die naam van aanroep van Jesus Christus, hulle Here Jesus, ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het. Want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van die woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat julle ook eindend sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou, hy wat julle geroep het om vir ewig te lewe met sy Seun Christus Jesus, ons Here. Ons lees tot sover. Nou, hierdie is 'n inleiding tot 'n brief. En die eerste deel is eintlik maar net 'n groet, maar binne in hierdie groet sê dit so baie van wie ons is. Ons kop ons jaartema af vandag vir ons as gemeente, en is vir familie in geloof, liefde en hoop in aksie. So, wie is ons? Wie is ons in Christus? En hierdie groet, as Paulus hierdie groet skryf aan hierdie gemeente, dan sê hy eintlik, wie is hy en wie is hulle? Wie is ons as kinders van God? Hy kom en hy kom bevestig sy eie identiteit en ook die lesers se identiteit in Christus. En die hele idee van hierdie storie, of hierdie hele brief is, om hoop te gee aan hierdie gemeente, of van elke mens wat hierdie brief lees, om die gemeente te versterk en te verenig, en te sê, maar, julle is Godsin. So Paulus skryf in eerste plek oor sy eie rol. Hy sê, dit is gegrond in God, wie hy is, en wat hy doen hy ter wille en tot eer van God. Hy het nie 'n ander agenda nie. Daar's nie geen ander rede wat hy hierdie brief skryf, en hy maak dit vir hulle aan die begin van hierdie brief al baie duidelik en sê, hierdie is hoekom ek dit doen. Ek doen dit tot eer van die Here. Ek is wie ek is, wil ek so ver as moontlik gegrond hê in God. My fondasie is in God. Sy verhouding met God kom heel eerste, en hy wil gehoorsaam wees aan God. Hy wil sensitief wees vir die woord van God en wat hy in sy lewe doen. En daarmee sê hy in geen omstandighede dat hy perfek is nie. Hy sê ook later in die brief, hy is nie perfek nie. Hy is juist nie perfek nie. En as ons luister en lees, en ons onthou wie Paulus is en sy storie onthou, dan kom ons agter, maar hy was nog nooit perfek gewees nie. Inteendeel, hy het eintlik 'n bietjie droog gemaak op 'n stadium in sy lewe. Bietjie baie droog gemaak, né? Maar hy probeer sy beste. Sy roeping neem hy ernstig op. Dis deel van sy lewe, vervleg in sy lewe. Hy kan nie anders nie, dis deel van wie hy is.
is nie net ietsie wat hy nog doen nie, is nie 'n bysaak nie, is 'n vleg in sy lewe, is deel van hom. En dit sê iets van ons ook, nee, as kinders van God. Ons lewe, ons is ook geroep om saam met God te lewe, om ons verhouding met God ernstig te maak. Ons verhouding met God kan nooit net 'n bysaak wees nie, want dan mis ons die punt. Dan verstaan ons nie regtig waaroor hierdie regtig gaan nie. Wanneer ons God ontmoet, dan kan hy nie net 'n bysaak in ons lewe wees nie. Hy word die fondasie van wat ons doen, die fondasie van waaruit ons alles doen, die keuses wat ons maak, die manier hoe ons leef, die manier ons alles doen, kom vanuit die fondasie van ons verhouding met God. Dis hoe ernstig God sê, dit deel van jou lewe moet wees. Dit moet die beginpunt en die fondasie wees. Ingevleg in jou lewe. En dan gaan hy verder en hy sê vir die gemeente, julle is afgesonder. Dis my so mooi, né? Julle is set apart, julle is afgesonder vir God. God het jou so raak gesien dat hy jou afsonder en sê, maar jy is spesiaal, jy is kosbaar, ek is lief vir jou, ek sien jou raak. Jy is afgesonder vir 'n verhouding met die Here, met Jesus Christus. Dit is so mooi, né? Om mooi te dink, God het my so kosbaar geag, dat ek afgesonder is, om in 'n diep verhouding met hom te wees. Hey, so amazing. Die God van die heelal. En dan sê God, maar jy is kosbaar en jy kan nie hierdie kosbaarheid vir jouself hou nie. Daai verhouding met God, daai liefde wat jy ervaar wanneer jy besef, wat die God van die heelal, wat alles geskep het, wat die sterre in mekaar gesit het, en die maan en die heelal, alles wat jy aan kan dink het, hy het asem gehaal en toe gebeur het net. Daai God is lief vir jou, en hy sê, ek sien jou raak. En daai liefde moet sigbaar word in jou lewe. Dit moet so deel wees van jou, dat dit aansteek aan die mense rondom jou. Dat almal dit kan sien en beleef. Sodat hulle dit ook kan beleef, sodat hulle dit ook hulle sin kan maak, sodat hulle ook kan besef, die God van die heelal het hulle gemaak, en het hulle afgesonder vir hom, om in 'n verhouding met hom te wees. En dan sluit hy hierdie groet af en hy sê, genade en vrede vir julle. Ons sê dit elke sondagoggend, ons groet mekaar, het sê, genade en vrede van God ons Vader, Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. God sê, kom sê vir ons, my kind, omdat ek jou raak sien, omdat jy kosbaar is vir my, omdat jy afgesonder is, omdat ek in 'n verhouding met jou wil wees, bring ek, dis 'n geskenk wat ek vir jou kom gee het in die eerste plek, dis genade. Ek het jou gesien, dis so groot, so genade vir jou. Daar's hoop vir jou, daar's 'n toekoms vir jou, en vrede. Want om saam met God te wees, om in 'n verhouding met God te staan, gee vir 'n mens diep innerlike vrede. Dit bring vrede, nie perfekte omstandighede nie, dis nie wat dit sê nie. Diep innerlike vrede wat jou deurdrink van binne af. Wat jy weet, ek is okay. Ek sal ook okay wees, want ek is ingewortel in die God van die heelal. En hoe meer jou verhouding met God groei, hoe meer raak jy bewus van sy teenwoordigheid in jou lewe, en hoe meer en groter word jou vrede ten spyte van die omstandighede. En dan sê Paulus dankie. Dankie, nie
Nie noodwendig vir die mense nie, maar wat God in die mense se lewe kom doen. Want hierdie gemeente aan wie hy skryf, sê hy, maar dit wat God vir ons kom gee het, hierdie genade en vrede, word sigbaar in die wêreld. Mense praat daaroor, mense sien dit raak, mense sien daar waar hulle beweeg, maak hulle 'n verskil. Is daar lewe? Dis soos plante wat versprei en die wêreld rondom nuwe lewe word net beter en mooier en groener. Hy sê dankie, want hy kan sien God is besig om te werk in hierdie gemeente se lewe. Dankie dat God die inisiatief geneem het. So hy sê dankie. God het die inisiatief geneem om elkeen van ons te red. Want ons is verlore saam met hom, sonder hom. Ons kan nie lewe, ons kan nie amper nie asemhaal sonder hom nie. Hy het ons gemaak om in 'n verhouding met hom te wees. Dankie dat God ons raak gesien het en gesê het, ek neem inisiatief, ek kom na jou toe en ek sien jou raak en ek wil hê jy moet in 'n verhouding met my wees. En hy het 'n plan gemaak sodat ons in verhouding met hom kan wees. Hy het gesterf aan die kruis vir ons sondes, vir al ons foute, sodat ons in 'n verhouding met hom kan wees, sodat ons nie veroordeel hoef te word nie, sodat ons eendag vir altyd, van nou af tot in alle ewigheid, saam met hom kan wees en saam met hom kan lewe en die volheid van die lewe kan beleef. Dankie dat die Here ons raak gesien het, dat hy inisiatief geneem het, ons die geskenk gegee het van ware lewe. Dis daar, né? Dis daar. God het dit gedoen, hy het dit klaar gedoen. Hy het dit vir almal gedoen. Jy moet dit vat, né? Jy moet sê, Here, ek vat dit, ek glo. Ek glo, U het gesterf vir my sondes. Vat daai geskenk. Vat die geskenk van ware lewe en stap die pad saam met die Here. Hy sê, elkeen wat glo, is gered. Hy sê, dankie, ten spyte van die gemors in die wêreld, en die oordeel wat kom, dankie dat God se kinders nog steeds versterk word en nie geoordeel word nie. Dat ons nie voor daai regterstoel hoef te gaan staan en sê, maar ek is skuldig nie, want ons is skuldig. Maar ons kan voor die regterstoel van God eendag kan gaan staan en God gaan vir Jesus sien, want jy glo. En jy gaan vrygespreek word. Jy gaan saam met God kan lewe tot in alle ewigheid. God gaan jou sien en hy gaan sê, my kind, jy is vry. Jy is sonder blaam. Want Jesus is perfek, want God is perfek. So hy sê dankie vir dit. Hy sê dankie dat God getrou is. En dit hierdie beloftes, nie net leë beloftes is nie. Dat God regtig doen wat hy sê hy gaan doen. Hy's getrou. Hy doen wat hy beloof het. Dankie vir die sekerheid. As jy glo, sal jy gered word. Is jy gered? En dankie dat hierdie net feite is, dat hierdie net goed is wat ons hoor nie. Hy sê vir hierdie gemeente, dankie dat ons kan sien, dis julle dryf in die lewe. Dankie dat hierdie verhouding met God 'n diep verhouding is. En dat dit julle as mense, julle as gemeente se hele lewe verander. Ja, hulle worstel met 'n klomp goed. Ons 'n klomp dinge wat nie 100% reg is nie, want dit is mense, nê? Ons sukkel ook met 'n klomp goed. Ons worstel met 'n klomp goed. Ons kan maar net die koerante lees, dan kom ons agter, maar ons as kinders van die Here wortel ook met 'n klomp goed. Maar die Here sê dankie dat jy, of Paulus sê vir hierdie gemeente, dankie dat hierdie verhouding ernstig opneem en dat jy aanhou worstel en dat jy toelaat dat my verhouding met jou lewe verander. Dit is nie net iets wat ek doen nie. Dit is die fondasie van waaruit jy alles doen. So ek wil vandag
hierdie jaar begin deur te sê dankie Here. Dankie Here dat U ons as gemeente raak sien. Dankie dat U ons hier geplaas het om 'n verskil te maak. Dankie dat U vir ons kom sê wie ons is en dat ons daaraan kan vashou. En ek bid dat hierdie jaar ons sal die pad wat ons saam stap, dat ons sal weet, maar dat ons sal ontdek en versterk word en weet wie ons is in Christus. By hom gaan sit en stil word en weet die God van die heelal is by ons. En dat ons as gemeente met alles wat ons aanpak, dat ons tot eer van die Here sal doen. Dat ons dit sal doen omdat ons geroep is om 'n verskil te maak. Ons het daai hele lys op die afkondigings vlieg van wat ons alles doen in die gemeente. Raak betrokke, bring jou gawes, maak 'n verskil daar waar God jou roep om te wees. En as jy voel daar's iets mis in die gemeente wat ons nie doen nie, wat jy geroepe voel om te doen, begin daarmee. Kom na ons toe. Sê maar ek wil hiermee begin. En dan begin ons daarmee. Die Here sit dit nie in jou hart omdat vir sommer net vir niks nie. Hy wil jou gebruik, hy wil jou gawes gebruik. Kom ons wees kinders van God, afgesonderde kinders van God, wat ons verhouding met God ernstig opneem en dat ons as gemeente, hier waar God ons geplaas het, dat ons 'n verskil sal maak in ons omgewing. Ons doen dit want ons is God se. Ons is wie ons is want ons is God se. As ons vir Jesus mis, as God nie ons fondasie is nie, dan mis ons die hele punt van ons gemeente wees. Dan kan ons maar huis toe gaan, dan is ons net hier omdat ons hier is, nee? God moet ons fondasie wees, Jesus moet ons alles wees. En dis hoekom ons ook baie opgewonde is vandag, want ons stel ons 'n nuwe logo voor, en dit sê ook iets van ons identiteit. So, ons het so 'n bietjie gaan dink verlede jaar as kerkraad, ons het dit ook in die gemeente ook aan julle voorgelê, en ons het julle insette ook gevra, en ons het gehoor, en so ons het ons nuwe logo, en die logo sê iets van ons identiteit. Dit sê iets van ons missie, as familie in Christus verheerlik ons God, gee ons vir mekaar om en reik ons uit in liefde en met hulp en hoop in ons omgewing. En ons gaan 'n bietjie hierdie missie vat van ons identiteit, wie ons gehoor het, God sê ons is, en ons gaan hierdie jaar so 'n bietjie met dit wandel. So ons nuwe logo, ek wil net vir julle verduidelik, so in die eerste plek gaan dit oor die drie enige God. So ons het die vorige logo, julle sal sien, hier is die vorige logo, en hierdie prentjie, wat hier deel van ons kansel is, gevat, en ons het so 'n bietjie gekombineer. So, die hele idee is, dat ons is gewortel en gevestig in die drie eenheid van God. So die kruis stel vir Christus voor, die duif stel die Heilige Gees voor, en die hande stel God ons Vader voor. So ons is gewortel en gevestig, ons identiteit is in God, die drie enige God, wat een is, maar ook drie. Ons is omvou met God en wie ons is. En omdat ons omvou is, gewortel en gevestig is, kan ons 'n verskil maak. So, en deel van hierdie is dat ons as kinders van God, as gemeente, mag deel, ons word ingetrek in 'n verhouding met hierdie drie enige God, en dis hoekom die gemeente ook daar is. Familie in Christus, dis wie ons is, dis wie ons gewortel is. Ons is binne in deel van wie God is. Want nie omdat ons God is nie, maar omdat God ons wil gebruik, en omdat ons verhouding met God so kosbaar is. En as ons weet wie ons is, as ons gevestig is in die drie enige God, kan ons uitgaan en ons kan 'n verskil maak. Ons het mekaar nodig, saam met dit is familie, nee, ons het mekaar nodig. Hy het ons nie net een enkele mens op 'n slag geroep nie, hy roep ons as gemeente ook. So, hy gebruik ons verskillende gawes. Ons is familie in Christus.
en saam verheerlik ons die Here. Ons is deel van mekaar. God het ons nie gemaak om alleen te wees nie. Hy het homself vir ons gegee, sê maar, hy wil in 'n verhouding met ons wees, hy sien ons raak, maar meer as dit, op aarde gee hy ons ook mekaar, dat ons mekaar kan ondersteun, dat ons daar kan wees vir mekaar, saam met mekaar kan bid, mekaar kan versterk in ons geloof. So ons tema hierdie jaar gaan rondom ons missie. So ons gaan elke kwartaal iets anders uit ons missie uitdoen. Hierdie kwartaal gaan ons bietjie fokus op stil word en ons eie verhouding met God. Wie is ek? En hoe word my verhouding met God sterker? So dis die eerste deel wat ons hierdie kwartaal op gaan fokus. Die ander kwartale gaan ons dan verder in ons missie in. Maar ja, geloof in aksie. Lig en liefde in aksie. Ons is 'n familie van geloof. Dit is wie ons is. So, dit is 'n bietjie oor ons logo en wie ons is. So ek wil julle uitnooi. Moenie net hier sit op 'n Sondag nie en dink, ag, ek soek dit en soek dit nie. Wees deel. Ons verhouding in God word sterker wanneer ons dit doen, wanneer ons dit deel maak van ons lewe. So ek nooi julle uit. Ek sê nie almal moet by alles betrokke wees nie, maar as daar iets is, dit wat in ons gemeente aan die gang is, staan op jou afkondigings, word betrokke, as daar iets wat op jou hart is, wat die Here jou regtig roep en sê, hierdie lyk vir my awesome, ek dink ek kan deel word van dit. Word deel daarvan. Wees betrokke, gebruik jou gawes. It is so amazing. It's amazing om in 'n verhouding met die Here te wees, maar it is so amazing om dit saam met om dit actually te doen ook, om dit uit te leef, om te sê maar hier is ek. En dit tel nie net vir die groot mense en die kinders, julle ook, nê? Jy hoef nie te sê jy is te jonk of te klein nie, jy kan ook iets doen. Jy kan ook 'n bydrae maak. So klein of so groot as wat jy is, maak nie saak wie jy is nie. Elkeen van God se kinders kan gebruik word. So kom journey saam met ons hierdie jaar. Ons is baie opgewonde en ek hoop julle is ook saam met ons opgewonde en ek hoop hierdie gaan 'n amazing ervaring vir elkeen wees. Saam met ons logo en ons afskop wil ons ook ons mekaar seën en daar wees vir mekaar. En aan die begin van die jaar is daar altyd ons altyd opgewonde oor ons nuwe graad 1tjies wat graad 1 toe gaan en ons wil hulle graag bless met 'n Bybel. So daar's hierdie jaar 2 graad 1tjies, Travis en Leah, gaan julle gou vir my vorentoe kom. As julle nie alleen wil kom nie,